Goeiemôre geliefde broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Ons het die voorreg vandag dat hier 'n hele klomp besoekers by ons is vandag. Wat 'n groot voorreg is dit dat ook by hierdie doopgeleentheid wat ons vandag het, soveel mense te mag verwelkom. Om as 'n geloofsgemeenskap saam te kom en die naam van die Here te loof dien. Geliefde broers en susters, net voordat ons begin met die erediens, omdat ons nou so baie besoekers het, is dit altyd nodig om ietsie te sê rakende ons erediens en dit in die lig van ons jaartema wat ons het, sodat jy daarom net op spoed kan kom en eintlik soos hulle in die Engels sê, in die loop kan wees met waarmee ons besig is. Nou, ons het hierdie jaar, is ons as gemeente op reis met die tema asemhaal. Nou, asemhaal is 'n natuurlike, normale, spontane ritme in elke mens se lewe. Ons asem in, dan asem ons weer uit. Ons asem weer in en ons asem weer uit. En ons moet dit doen om aan die lewe te bly. Maar in die gejaagde wêreld waarin ons elke dag leef, gebeur dit van tyd tot tyd dat die ritme waarop ons asemhaal verander. Ons asemhaling raak partykeer vinniger om by te hou, meer suurstof te kry by die gejaagde rotteresies waarin ons elke dag betrokke is. Ander kere, dan gaan ons bietjie weg, vat bietjie 'n breek, gaan bietjie op vakansie. En dan raak ons asemhaling weer rustiger en kalmer, net om op die einde van die dag weer te begin hardloop in die snelle pas van elke dag. Die wêreld waarin ons leef elke dag beweeg al hoe vinniger rondom ons. En in die geraas van die tegnologie en verpligtinge wat ons moet nakom, gebeur dit dat ons baie keer uit asem gelaat word. En daarom het ons hierdie ritme, asemhaal, hierdie tema hierdie jaar, asemhaal, die ritme van die lewe saam met God, juis ingebring, om ons bietjie te herinner, dat die bron van die geestelike suurstof, wat net so belangrik is, soos die suurstof wat ons elke dag inasem, is God. En om ons normale lewe, ons normale asemhaling, in pas te bring, met 'n ritme, saam met God. Nou gedurende Januarie, of feitlik van Januarie af, het ons al hoe meer gekyk van hoe belangrik dit is om die geraas van die wêreld in ons lewens bietjie af te skakel en net in God se teenwoordigheid te wees wie ons werklik is. Verlede week het ons amper 'n nuwe hoogte bereik toe ons die nagmaal gevier het. Want daar het ons gehoor dat ons moet die brood wat met ons praat inasem. Jesus Christus is daardie brood wat met ons praat. En dit is hy wat die stilte in ons lewens verbreek. Die stilte van baie keer eensaamheid. En as ek sê eensaamheid, bedoel ek hoegenaamd glad nie alleen wees. Ek bedoel daardie uiterlike stilte te midde van die geraas binne in ons eie gemoed. Die geraas van bekommernisse, vrese, van spanning, van hartseer, wat ons baie keer sukkel om uit te bring in die wêreld daarbuiten. Maar die brood wat praat, kom sê vir ons, ek is vir jou genoeg. Ek kan stil word in my teenwoordigheid. En vandag bereik ons 'n nuwe spesiale oomblik in hierdie reis. Dis hier by die doopvond waar ons gehoor dat ons hoef nie te hyg of te snap na ons asem om God se guns te wen. Inteendeel, ons gaan vandag hoor dat God se genade is soos die lig rondom ons. Ons hoef dit nie te skep, ons hoef dit net in te asem. Vandag sê ons, God se eerste woorde oor ons, was nie werk hard of wees perfek. God se eerste woord oor ons, is liefde. Kom ons raak stil. God skree nie oor die geraas in ons lewens uit, sodat ons moet hoor. God fluister. Kom ons skakel die geraas vir 'n oomblik vandag af, sodat ons God se fluisterstem kan hoor. Kom ons raak net stil. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, ewige lewe. Amen. Het jou geroep met die oog op geregtigheid. Ek sal jou hand vasgryp, jou bewaar. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Amen.
broers en susters, ons lees vandag saam die woord van die Here uit die Nuwe Testament in die Evangelie, soos wat Markus dit vir ons weergee. Markus was dan die heel eerste Evangelie wat geskryf is. Matteus en Lukas, sowel as Johannes, het dan vir Markus onder andere as 'n bron gebruik vir hulle eie evangelies. So ons lees dan hier uit Markus uit hoofstuk 1 uit van vers 9 af tot by vers 11. Daardie dag het Jesus vanaf Nasaret in Galilea gekom. Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy in die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan en die Gees soos 'n duif op hom neerdal. En 'n stem het uit die hemel gekom: "Jy is my seun, my geliefde. Oor jou verheug ek my." Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Die Here Jesus self sê dat hy wat uit God is, luister na die woorde van God. Susters, ons leef in 'n wêreld wat mal is oor etikette. Dink maar net self daaraan. Van babietjie tyd af word daar sekere etikette aan ons toegeken of sekere goed oor ons gesê. Woorde soos oulik. Kyk nie hoe oulik is die babietjie. Nee, dis oulik. Soos wat hulle 'n bietjie ouer raak, dan word daar nuwe etikette, nuwe woorde bygevoeg, soos byvoorbeeld slim. Kyk net hoe slim is die ou babietjie daar. Dan trok jy eens loopie met die vingertjie glos op die stel, is te slim hierdie kind daar. En dan raak hulle nog 'n bietjie ouer, dan word daar nog etikette, nog woorde oor hulle uitgespreek. Woorde soos stout. Dis 'n stout babietjie. Jy weet mos jy nog in die plek speel, maar jy's 'n stout babietjie. Nou. En soos wat ons ouer raak, raak die etikette selfs meer. Naarmate ons groter word, word die etikette wat ons moet saamdra selfs erger. Veral as jy in die hoërskool kom, dan word etikette oor jou uitgespreek soos stel te weet of nie goed genoeg. Later in ons lewens raak die etikette selfs nog swaarder. Jou posnaam word die nuwe etiket wat om jou nek gaan word. Of jou bankbalans word die etiket waaraan jy geken word. Jou mislukkings en jou suksesse word die etikette wat jy moet ontstaan. En ons asem hierdie etikette in, totdat ons uiteindelik betuig is, dat dit is wie ons werklik is.
Ons raak baie keer uit asem uit. Hoe harder ons probeer om die goeie etikette te verdien en te behou, en van die slegte etikette te ontsnap. Maar geliefde broers en susters, vandag, hier by die dood, kom staan ons vir 'n oomblik langs die Jordaanrivier. Ons kom haal asem in 'n atmosfeer waar die enigste etiket wat werklik in jou lewe tel, daardie etiket is wat God vir jou uitspreek. Hier in Markus 1 vers 9 lees ons dat Jesus het van Nasaret af na die Jordaanrivier toe gegaan en deur Johannes die Doper gedoop te word. Nou kom ons skryf vanoggend net vir 'n oomblik daardie prentjie in ons kop. Hier staan Jesus in 'n ry tussen ander mense om gedoop te word deur Johannes die Doper. Hierdie mense staan in hierdie ry om hulle sondes te gaan bely en dan as 'n teken van daardie afwassing van hulle sonde deur Johannes die Doper gedoop word. Maar geliefde broers en susters, Jesus het nooit nodig gehad om gedoop te word. Hy het nooit sonde gepleeg nie. Daar was geen sonde om te bely nie. Jesus kom staan daardie ry tussen mense om homself met ons as mense te vereensgewig. Hy kom staan daar in die ry tussen die mense. En hy kom asem ons lig. En hy doen dit met 'n rede, sodat ons uiteindelik sy gees kan inasem. Wanneer Jesus daar in die ry staan tussen sondaars, op soek na vergifnis van hulle sondes, dan is dit nie net 'n gebaar van solidariteit met ons as mense, of 'n gebaar daarvan dat Jesus sê hy vereenselwig homself met ons. Daar's 'n groter betekenis van Jesus wat in daardie ry staan. Daar in daardie ry is die amptelike begin van sy middelaarskap. Kom ek verduidelik wat ek daarmee bedoel. Die Ou Testament moes 'n priester van kop tot tone gewas word voordat hy met sy dienswerk begin. En hier kom Jesus en hy staan in daardie ry om gewas te word. In ander woorde, Jesus aanvaar die opdrag wat hom gegee is om die hoëpriester van ons as mense te word. Hy doen alles wat God van die mens verwag om te doen. Hy doen wat ons as mense nie kan doen. Lewe in gehoorsaamheid God. Daar by die Jordaanrivier staan Jesus in 'n ry tussen sondaar mense. En hy vereenselwig hom met hierdie mense, aanvaar die opdrag dat hy 'n hoëpriester sal wees. Daardie doop is nog nie heeltemal afgehandel. Die water van die Jordaanrivier word dan eintlik 'n vooruitstel van die water en die bloed van die kruis. Ons is nou by die tweede Lydingssondag in die liturgiese jaar. Jesus kom en deur in 'n ry te staan tussen sondaar mense, aanvaar hy ook die opdrag om die lydende knegt te wees, waarvan ons lees in Jesaja 5. Jesus kom staan daar in die ry van sondaars en hy sê, ek neem hulle plek. Ek staan in hierdie ry van sonde, sodat alles op my kant is. Jesus se doop is eintlik 'n begrafenis van sy eie wil, en 'n opstaan van God se wil. Hy wys vir ons dat hy bereid was om onder daardie water in te gaan, om onder die dood in te gaan, sodat een ek kan lewe. Jesus staan daar in die ry langs die Jordaanrivier, nie om sy sonde te bely, maar hy staan in daardie ry, een my sonde op hom te doen. Hy het die klankbaan van ons skuld verruil, die klankbaan van sy genade. En wanneer Jesus dan in die water uitkom, dan gebeur daar 3 merkwaardige dinge, soos wat Markus dit vir ons beskryf. 3 dinge wat die klankbaan van Jesus se eie lewe, maar ook van u en my lewe
heeltemal verander. Die eerste ding is, die hemel skeur oop. Markus gebruik die Griekse woord hier, wat letterlik beteken om iets oop te ruk, heeltemal oop te skeur. Wat Markus dan eintlik hier vir ons probeer sê, is dat God laat niks tussen hom en sy siel staan. Al die skeidings wat daar was tussen God en die mens is nou weg. Daardie oomblik toe die hemel oop geruk en oop geskeur word, was daardie oomblik u en ek vrye toegang gekry het en die hemelse suurstof wat ons nodig het om te doen. Die nodige hemelse suurstof om ons sonde benou. Die tweede ding wat gebeur is, die Gees daal soos 'n duif in die hemel op Jesus neer. En hierdie is daardie inasem oomblik in die vertelling. Die Gees van God kom rus op Jesus. Maar hy doen dit nie in die vorm van 'n stormwind wat alles wegvaar nie. Inteendeel, hy kom in die sagtheid van die duif. Dit is God se teenwoordigheid wat daar op daardie oomblik sê, hier is ek, nou by. En dis dan die derde ding wat dan gebeur, die stem wat praat. En hier is dan ook eintlik die kern van ons tema van vandag. Die stem praat, God se stem sê, jy is my seun, my geliefde. Vir jou, verheug ek my. Liefde broers en susters, op hierdie stadium van die vertelling, daar in die Markus Evangelie, het Jesus nog niks gedoen. Hy het nog nie een woord gepreek. Hy het nog geen wonderwerke gedoen. Hy het nog niemand gesond gemaak. Hy het nog nie aan die kruis gesterf. Jesus het op hierdie stadium nog niks gedoen, dat God enige iets oor hom of van hom kan sê. Sonder dat hy iets gedoen het, sê die stem, jy is my seun, my geliefde, vir jou, verheug ek my. God se eerste woord oor Jesus is nie, dien my, of gaan werk vir my, of werk hard. Sy eerste woord oor Jesus is, ek ken my. Liefde broers en susters, hier by die doopvond vandag, sê God presies dieselfde oor ons kinders en oor almal van ons wat gedoop is. Dis hier by die doopvond waar God vir ons kom sê dat voor jy nog kon praat, voor jy nog kon kies, voor jy nog kon presteer of kon foute maak, dat eerste my woorde oor jou uitgespreek. En daardie woord is gedoop. Liefde broers en susters, God se eerste woorde van liefde oor ons is altyd daar. Dit kan nooit van ons verwyder word. Dit kan nooit teruggedraai word. En die vraag dan vandag is, hoekom haal ons dan so baie keer in angs? Ons asem angs in, omdat ons dink dat ons God se liefde moet verdien. Ons asem vrees in, omdat ons dink, ons gaan God teleerstel. Ons asem spanning in, omdat ons dink, dat God ons gaan verlaat. Op grond van wie en wat die wêreld sê, ons werklik is. Maar vandag nooi die Heilige Gees ons uit. Kom asem, God se liefde. Die Heilige Gees nooi ons vandag uit, hier by hierdie doopgeleentheid. En kom sê vir ons, dat jy hoef nie te gaan baklei vir 'n naam wêreld. God het jou klaar 'n naam gegee. God het klaar gesê, nou aanvaar. God het jou klaar deel gemaak van sy sin. Wanneer ons vandag daardie druppeltjies water, hierdie kindertjies wat gedoop word se voorkoppies druk, is dit eintlik God se hand wat nader kom en al die etikette van hierdie wêreld van hulle voorkoppe af. En dan kom sit hy sy eie etikette. Etikette soos my geliefde en geliefde. Liefde broers en susters, die dood roep elkeen van ons op.
om nie vir liefde te gaan leef in die wêreld, maar om uit liefde in die wêreld te gaan leef. Onthou altyd, die eerste woord oor jou is klaar gesê. God het jou reeds 'n naam gegee. En al wat jy hoef te doen, is om dit in te dans. Amen. Drietens in ons Here Jesus Christus, die leer oor die heilige doop word in hierdie 3 hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom en sy ons gebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop, water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus betuig, seël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer, of dit vir ons ten goeie meewerk. Met die doop in die naam van die Seun beseël die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas en dat hy ons saam met hom laat sterwe sodat ons ook saam lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreek gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik afwassing van die sondes, die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot in die gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, trou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig en nie meer in diens van die sonde dien, maar volkome in diens van lewe. As ons soms met swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, troubare waarborg dat ons 'n blywende verbond het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit, sonder dat hulle dit weet. Verkeer hulle immers vanweë die sondeval van Adam onder die oordeel van God. Net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus aangeneem. God stel dit baie duidelik wanneer hy Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my, jou nageslag en al ander geslagte. Daarvan getuig Petrus met hierdie woorde, wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here Jesus, ons Here, na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat die kinders bestyn moet word, want dit was nie die seël van die verbond en van die verlossing doop. Omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit. Hulle het die hande opgeneem en hulle gesien. Omdat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, en die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Ouers is verplig om hulle kinders, soos hulle opgroei, hiermee te onderrig en te laat onderrig. Lieve broers en susters, om hierdie sakrament dan tot eer van God te bedien en ook tot ons troos in die opbou van die gemeente. Laat ons onsself met God vermoedig en ware geloof bid, dat hy in ons en deur ons oor die heiligheid en sy genade sal laat sien. Kom ons bid saam.
almagtige God, skepper van alles wat asemhaal. Here, ons kom vandag voor U as mense wat baie keer uit asem gelaat word deur die dolle gejaag van die wêreld waarin ons leef. Ons kom vandag voor U, Here, om in stilte onsself aan U te kom wy. Ons kom dink vandag, Here, daaraan dat U goedheid, liefde en die groot genade deel is van ons lewens. U bied dit vir ons. Ons kan dit ons eie maak. Tog, Here, laat die wêreld en die etikette wat op ons nekke gehang word, ons baie keer eensaam en verlate in hierdie wêreld. Here, daarom kom ons vandag na U toe en kom bid ons, Here, wees deur U Gees, werk deur U Gees in elkeen van ons geloof, sodat ons opnuut weer sal onthou, Here, dat die eerste woorde oor ons was liefde. Die eerste woorde oor ons was genade. U het vir ons 'n nuwe naam gegee. U noem ons geliefde. Dankie, Here, dat ons daardie groot voorreg het om U ons Vader te mag noem. En dit alles op grond van die heilige doop wat U vir ons gegee het. Here, ons kom word vandag as 'n gemeenskap ook in U teenwoordigheid stil. En ons dink in die besonder in ons gebede vandag aan die doopouers. Here, ons gebed is dat U hulle altyd sal herinner deur die Gees dat hulle altyd genoeg is. Dat U nooit 'n optelsom maak van ons sonde en van ons tekortkominge. Maar dat U hulle wil gebruik om hierdie kinders van hulle te onderrig en te leer. Die hemelse suurstof van U genade en die liefde elke dag in hulle lewens uitbaas. Ons kom bid vandag ook vir hierdie 5 babatjies wat ons doen. Here, waar hulle nog hulle lewe voor hulle het, is dit ons gebed. Stap die lewenspad tree vir tree saam met hulle. Versorg hulle in alles wat hulle nodig het. Beskerm hulle van die gevare in hierdie wrede wêreld waarin ons elke dag leef. Here, lei hulle ook deur U Gees waarlik as kinders van U hierdie wêreld gaan leef. Dieselfde asem, Here, bid ons dan ook vir ons as gemeente. Want Here, met die heilige doop roep U ons as gemeente ook op om te kom erken dat ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie ouers en teenoor hierdie kinders om hulle te leer van U woord, van U wil en van U wees. Dit gebed is, Here, dat U ons sal sterk daar en vir ons die nodige wysheid, insig en kennis sal gee, soos dit nodig het, soos wat lewenspad met ons doen. Here, hier by die doopvond word ons vandag stil. Word ons vandag stil om opnuut weer te besef dat U seun ons gesterf het. U seun vir ons daardie wrede sondaar dood gesterf het, sodat ons vir altyd kan leef. Laat ons uit dankbaarheid hierdie genade ons eie lewens laat staan. Ek kom bid ons alleenlik in naam van Jesus Christus, ware brood van die lewe. Ons bid dit in die krag van die Heilige Gees. Amen. Lieve broers en susters, ek roep dan nou ons doopouers op hier voor die kansel te kom staan. Ek roep hulle in spesifiek alfabetiese volgorde op. Eel en Anja Verseën. Dan Albert en Anna Herfs. Pieter en Elmarie Meyer. Jan Marie Shadden. Dan het Marlies en so nou van staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, elkeen van u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, omdat ons en ons kinders
sy verbond seël. Daarom moet hy dit vir die doel en nie uit gewoonte of uit bygeloof laat bedien nie. Sodat dit kan blyk dat hy dit glo en aanvaar, moet hy eerlik op die volgende vraag antwoord. Aanvaar u dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en sondig gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van verkeer. Bely u dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop wees. Hy het ook die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. Die slotte beloof en is dit die voorneme hierdie kind van u, sodra hy of sy dit kan verstaan, die vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hierdie? Jan en Anja, en Albert, Pieter, Albert, Jan, my Marlis, lieve broers en susters, ek gaan nou vra dat ons doopelinge na vore gebring word. Ek gaan dan ook af in die sakrament van die heilige doop aan hulle te bedien. En sodra ek weer terug is op die kansel, gaan ons vir hulle die seënbede toesing uit die 200 aangesig staan. Rita, doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Geliefde broers en susters, hierdie is klein Ellie Forsheen. Sy is nou 'n gedoopte kind van die Here. Sy is nou een van ons. Kom ons wees lief vir haar. Kom ons as gemeente gaan wees vir haar 'n voorbeeld van hoe gemeenskap van heiliges saamlewe. Klein Ellie, die Here het jou vandag aangeneem as sy eie kind. Mag al sy beloftes wat hy in sy woord oor jou uitspreek, waar word geleef. Jan, Anja, hier is 'n geskenk wat die Here vir julle gegee. Wees lief vir haar. Maak haar groot. Wees vir haar 'n geloofwaardige voorbeeld vir die kind van die Here. Elke huis doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Janke, jy is nou 'n gedoopte kind van die Here, wat hy baie lief het. Hy noem jou geliefde. Mag die Here jou lewenspad saam met jou stap. Mag die Here sy liefde altyd by jou uitspreek. Liewe gemeente, hier is vir Janke Herbs. Sy is ook nou 'n gedoopte kind van die Here, so baie vir ons. Sy is een van ons. Kom ons as gemeente, wees lief vir haar. Stap die pad saam met haar. Gaan wees vir haar daardie voorbeeld. 'n gemeenskap van gelowiges elke dag moet doen. Aan my Jan Albert, die geskenke die Here vir julle gegee. Wees lief vir haar. Versorg haar, maak haar groot. En leef elke dag as 'n geloofwaardige voorbeeld vir die kind van die Here.
Julle Johannes Meyer, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Sien jy is nou 'n gedoopte kind van die Here. Hy baie lief. Mag die Here elke dag by jou wees. Die Here sal elke dag by jou wees. Elke dag die lewenspad saam met jou stap. Geliefde gemeente, hierdie is C.M. Meyer. Hy is so 'n gedoopte kind van die Here, so baie van ons. Kom ons as gemeente, stap op die pad saam met hom, wat op lank mag wees. Kom ons wees vir hom daardie voorbeeld van hoe 'n kind van die Here lewe. Nou maar die kind, wie gesê jy die Here vir jou gegee. Wees lief vir hom. Gee om vir hom, versorg hom, maak hom groot. Maar wees vir hom daardie navolgingswaardige voorbeeld van die Here. Shannon, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. En goed, jy is nou 'n gedoopte kind van die Here. Hy noem jou ook sy geliefde. Mag die Here elke dag by jou wees. Mag hy die beloftes wat hy in sy woord oor jou uitspreek, elke dag gestand doen. Dat God bly altyd getrou, selfs al is ons getrou. Die geliefde gemeente, hier is hy Kushanna. Hy is ook 'n gedoopte kind van die Here. Wees daar vir hom, wees lief vir hom. Stap die lewenspad saam met hom. Kom ons as gemeente leer hom ook hoe gemeenskap van gelowiges is. Ja, Jan, hierdie geskenk het die Here vir julle gegee. Wees lief vir hom. Versorg, maak hom groot. Wees vir hom navolgingswaardige voorbeeld van die Here. André van Staden, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. André, hy is nou 'n gedoopte kind van die Here, wat hy oneindig lief het. God beloof dat hy altyd daar sal wees vir jou en altyd gaan staan met jou sal staan. Maar God se beloftes, elke dag vir jou daardie bron van lig en jou lewe wees. Liewe gemeente, hier is André van Staden, hy is ook 'n gedoopte kind van die Here soos ons. Kom ons as gemeente aanvaar, wees lief vir hom, beskerm hom en lei hom op sy lewenspad vorentoe. En hoe gelowig elke dag moet leef. Dus hy geskenk die Here vir julle. Wees lief vir hom, versorg hom, maak hom groot. Wees vir hom 'n navolgingswaardige voorbeeld van die Here. Geliefde broers en susters, ons sing hulle die seënbede staande toe uit lied 268.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en aan julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na julle toe oplig en julle vrede gee.